Ek wil met u gesels vanoggend, of laat ek eerder so sê, aanpas, of aanvul, by die tema van Shalom vir 2026 is God se teenwoordigheid. Het ek het reg so, sy teenwoordigheid. En vandag wil ek so 'n bietjie gesels oor die teenwoordigheid van God. En die tema van my boodskap vanoggend is knope, garing en heerlikheid. Hoekom werk hy nie? Wat doen ek verkeerd? Werk hy daai kant? Sorry. Hoor, julle is agter, hoor. By ons het ons daar sy knope, garing en heerlikheid. En ek gaan vanoggend met jou gesels uit Matteus hoofstuk 1. As jy jou Bybel saamgebring het, maak hom asseblief saam met my daar oop, Matteus hoofstuk 1. As jy nie weet waar Matteus is nie, dis Exodus, Levitikus, Numeri, Matteus. Matteus hoofstuk 1, ek gaan net 2 versies vir jou lees. Vers 16 sê, en Jakob, die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus, wat Christus genoem word, al die geslagte dan van Abraham tot Dawid, is 14 geslagte, en van Dawid tot die Babyloniese ballingskap, 14 geslagte, en van die Babyloniese ballingskap tot Christus, 14 geslagte. Wat 'n awesome gedeelte om uit te preek. Terwyl ek gedink het aan my boodskap oor die laaste paar weke, het hierdie gedeelte nogal baie sterk in my hart opgespring. En terwyl ek aan hierdie gedeelte dink, dan dink ek aan die kunstige weefwerk van God. En dat die kunstige weefwerk van God iets is wat ons as mens nie kan begryp of verstaan nie. Dit is absoluut asemrowend vir my om te dink dat 'n persoon wie so groot is soos God, 'n persoon wie so hoog in heerlikheid is, sulke fyn kunstige werk kan doen. En wanneer ons na die geslagsregister van Christus kyk, dan sien ons die haarfyn weefstuk van God die Vader. En tog is die geslagsregister van Jesus nie net 'n historiese rekord nie, maar dit is ook 'n strategiese aspek en het dit ook 'n baie merkwaardige geestelike betekenis. As ons kyk na die strategiese betekenis van dit, dan is die geslagsregister van Christus die bewys tot die regmatigheid of die wettigheid of die geldigheid van die messiaskap van Jesus Christus. Jesus is verbind met Abraham, met koning Dawid, en dit bewys vir ons die verbondsbelofte wat aan Abraham gegee is, dat daar eendag uit sy geslag uit iemand na vore sal kom wat die wêreld sal red. En omdat die koninklike lyn deur Josef getrek word, dit is nou Jesus se pa Josef, omdat die koninklike lyn deur Josef getrek word, gee dit vir Jesus wettiglik aanspraak om te sit op die troon van Dawid. Maar dan het ons ook die geestelike betekenis, en die geslagsregister van Jesus wys vir ons dat God deur gebrekkige mense sy geskiedenis voortbring. En die geslagsregister van Jesus sluit dus vir ons onverwagte figure in, soos Tamar, Ragab, Rut en Batseba. En hierdie is mense wat nie een van ons sal eers aanbeveel vir die geslagsregister van Jesus Christus nie. Maar dan is daar ook die profetiese betekenis, want Matteus organiseer die geslagsregister in 3 groepe van 14 generasies, en hierdie 3 groepe van 14 sien ons die opkoms, die val en die herstel van die volk, en deur daardie geskiedenis van Israel sien ons dus ook die profetiese verhaal van die mens, dat die mens sal val en dat die mens weer herstel sal word in Christus. Maar dan sien ons ook die universele betekenis. Lukas vat Jesus se geslagsregister terug na Adam toe. En dit wys vir ons dat Jesus nie net die verlosser van Israel is nie, maar die verlosser van die hele mensdom.
Nou saam met al hierdie wonderlike aspekte, sien ons ook die verstommende voorkennis van God. Met ander woorde, God het die vermoë om in die toekoms in te sien en elke moontlike probleem, keuse of opsie raak te sien. Wanneer ek van hierdie aspek praat, dan praat ons van die teologie van moontlikhede. Met ander woorde, hoor nou mooi, dat God het die vermoë om in wat ek noem die ewigheid van tydloosheid, in die tyd toe dit net God was, en daai aspek maak nie vir my sin nie, want wanneer ek aan niks dink nie, dan dink ek aan die Sharks. Wanneer ek aan niks dink nie, dan dink ek aan 'n groot swart heelal. Maar dis nie niks nie, dis iets. Dis 'n groot swart heelal. Maar in daardie tyd toe dit net God was by homself, het God die vermoë om die toekoms in te kyk en elke moontlike besluit wat elke mens gaan maak, te kan sien en 'n uitkoms te gee vir elkeen van daai besluite. Ek mag verkeerd wees, pastoor Lorenz, jy moet my help as ek verkeerd is, maar ek vermoed dat God groter is as ons. God het geweet dat hy sy seun gaan stuur en dat die koms van sy seun deur die bloedlyn van feilbare mense sal geskied. Moet asseblief nie vergeet die tema vir die jaar, die teenwoordigheid van God nie. En omdat God elke moontlike besluit van elkeen van daai mense vooraf geken het, het hy ook klare uitkoms gehad vir elke besluit wat van elkeen van daai mense gaan maak. Nog makliker gesê in ons nataaltaal, God het geweet dat die bloedlyn van Jesus gaan mense wees wat stupid besluite gaan maak. Maar hy het 'n oplossing vir elkeen van daai besluite gehad. En ek wil graag vir jou 'n voorbeeld wys van hoe God 'n saak opgelos het. Onthou, hy het hierdie goed vooraf geweet, maar hoe God 'n saak opgelos het in die bloedlyn van Jesus, wat 'n verskriklike kardinale saak is. In die geslagsregister van Jesus vind ons 'n naam in vers 11, wat hy sê, en Josia, die vader van Jegonia, ek kan nie verstaan hoekom hulle nie net kon sê, en Piet, die vader van Frik nie. En Josia, die vader van Jegonia en sy broers in die tyd van die Babyloniese ballingskap. Nou, onthou dat God het vir Dawid beloof dat daar sal tot in ewigheid sal daar iemand op jou troon sit wat vanuit jou bloedlyn sal kom. So, dit moet wees dat die bloedlyn van Dawid voortdurend sou aangegaan het vir Jesus om gebore te word. Is u met my? As dit nie gebeur nie, dan kan Jesus nie op die troon van Dawid sit nie. Maar hier sien ons nou die probleem, want Jegonia was 'n koning gewees en hy was 'n verskriklike bose mens gewees, 'n godslasterende mens. 'n Bose man wat niks met God uit te waai wou gehad het nie. En dan in Jeremia 22:30, dan sien ons hierdie woorde, so sê die Here, skryf hierdie man op, dit is nou Jegonia, as kinderloos. Met ander woorde, God vervloek hierdie bose koning en hy sê vir hom, jy sal geen kinders hê nie. Nou dit sit ons so bietjie in 'n probleem, want dit beteken dat die bloedlyn van Dawid stop. Is die mic aan? Ek sê die bloedlyn van Dawid stop. So ons sit bietjie met 'n probleem, maar onthou, God weet alles. En God het geweet dat hierdie goed gaan gebeur. So kyk wat het God gedoen. Matteus trek die bloedlyn deur Jegonia tot by Josef. Dit beteken dat omdat daar geen regmatige kinders meer na Jegonia was nie, dat Jesus eintlik nie op die troon mag sit nie, maar omdat dit deurgetrek word na Josef toe, mag Jesus wettiglik op die troon sit, maar die probleem is,
die vloek word ook oorgedra. Is jy met my? So nou moet God aan 'n plan dink. En wat is die plan wat God aan dink? Heel eenvoudig, die maaglike geboorte. Want jy sien wat Jesus hierso doen, is dat, of wat God hierso doen, is dat Jesus ontvang die wettige reg tot Dawid se troon deur Josef, maar Jesus stam nie biologies van Josef af nie. Want Josef was nie die vader van Jesus nie. Vir die van u wat dit nie geweet het nie. Inteendeel, Lukas se geslagsregister volg die biologiese lyn van Dawid deur die seun Nathan. So met ander woorde, hy gaan nie van Dawid na Salomo toe nie, maar van Dawid na Nathan toe, en raai wie word gebore uit Nathan? Maria. Wat beteken dat God het hierdie ding pragtig uitgewerk, dat Jesus wettiglik op die troon mag sit, maar die vloek word nie oorgedra nie, want hy word gebore uit 'n skoon lyn Maria. Ek wil dit weer sê, dit wil vir my voorkom asof God slimmer is as ek. Ons sien nog merkwaardige waarhede in die geslagsregister van Jesus Christus. Ons vind in die geslagsregister van Jesus in Lukas 3 vers 23 tot 38, vind ons hier 'n paar name wat vir ons gegee word. Hierdie is name wat julle almal al 100 keer gehoor het. Dis die name Adam, Set, Enos, Nog, Abraham, Dawid, Nathan en Jesus. Maar soos julle weet, het elke naam, veral in Bybelse terme, het elke naam 'n betekenis. As ek in die Bybel was, sou my naam beteken het, what a guy. Dis Hebreëus, jy kan dit maar gaan opkyk. Die Griek sê, awesome. Julle gaan my nie glo nie, maar hierdie vrou is lief vir my. Hierdie name beteken iets, en hier is wat die name beteken. Adam is mens, Set is aangestel, Enos is sterflik, Noag is rus, Abraham beteken vader van baie, Dawid beteken geliefde, Nathan beteken geskenk, en Jesus beteken die Here red. Nou al die slim teoloë stem saam dat wanneer ons hierdie name wat in die geslagsregister van Jesus is, wanneer ons dit bymekaar sit, dan vertel God die evangelie wat sê die mens is aangestel om sterflik te wees, maar rus word gegee deur die Vader van baie, wie sy geliefde Here geskenk het om te red. Behalwe vir dit, vind ons 5 name in die geslagsregister van Jesus, wat eintlik nie sin maak van hoekom hulle daar moet wees nie. Die eerste enetjie se naam is Tamar. Jy sal haar storie vind in Genesis 38. Nou wat Tamar gedoen het, is sy het haarself vermom om soos 'n prostituut te lyk. Nou sy was 'n Jood. Okay, so sy is nie eers 'n geredde of 'n ongeredde prostituut nie, is nou sommer 'n geredde prostituut. Jy moet die erns hier sien. Ons praat hier van 'n vrou wat uit die volk Israel uitkom. So in ons terminologie, 'n geredde persoon. En sy vermom haarself om soos 'n prostituut te wees, sodat sy by 'n man kan swanger raak as gevolg van 'n baie lang storie wat ek nie nou gaan ingaan nie, maar die probleem hier is sy vermom haarself soos 'n prostituut om by 'n ander man te kan swanger raak. En wanneer ons na haar storie kyk en agterkom dat ons dit vind in die geslagsregister, dan weerspieël haar storie vir ons geregtigheid, die behoud van afstamming en God wat deur moreel komplekse situasies werk. Ek het hier geskryf, moet geen amen verwag nie. Dan is die tweede persoon wat ons kry is Rahab. Rahab was net 'n prostituut geweest. Sy was nie eers 'n Joodse prostituut nie. En wat sy gedoen het, is dat toe die spioene gegaan het om op Jerigo te gaan spioneer, het sy die spioene weggesteek, en God het haar en haar huis gered. Later het sy deel geword van die Jode self.
En wat ons hier vind, is dat sy demonstreer geloof in God, al is sy nie 'n Israeliet nie. En soos wat ek sê, later het sy deel geword van die volk van Israel, en volgens Matteus, hoor vir my mooi, die voorouer van koning Dawid. Dan het ons nog 'n persoon hier wat die vroue, baie van hou as dit by vrouekampe kom, en dis Rut. Nou sy was 'n Moabitiese weduwee, wat lojaliteit aan haar Israelitiese skoonmoeder Naomi en aan Israel gekies het. Hierdie moes 'n merkwaardige vrou gewees het om haar skoonma te kies. Ek draai. Sy het met Boas getrou. Sy was 'n vreemdeling wat in God se verbondsvolk ingetrou het. En hoor mooi, die ouma grootjie van koning Dawid. En haar verhaal beklemtoon vir ons verbondsloyaliteit en goddelike voorsienigheid. Ekskuus, ek sien die slides maak funny hierso. Ek dink julle het edit gedruk. Ons ek en jy sal na die tyd gesels, Mac. Dit maak nie saak nie. Dan is daar nog 'n vrou wat ons sien, en dit is die een wat almal like om te vertel, Batseba. Sy was die vrou van Uria, maar sy het betrokke geraak met koning Dawid. Almal blameer altyd vir Dawid, sy's net so skuldig. Ek sê nie arme Batseba nie. Wat 'n tipe vrou bad in die tuin. Sy het betrokke geraak in 'n skandaal. Hierdie skandaal was egbreek en moord. En haar verhaal beklemtoon vir ons menslike sonde en goddelike genade. En ten spyte van die omstandighede het haar seun Salomo die messiaanse lyn voortgesit. En dan natuurlik 'n naam wat ek dink ons almal sal saamstem in die bloedlyn behoort te wees, is Maria. 'n Jong dogtertjie tussen die ouderdom van 12 en 16 jaar oud toe sy geboorte gegee het aan Jesus. As maagd het sy swanger geraak deur die krag van die Heilige Gees. Sy is 'n sentrale figuur in die inkarnasie van Jesus Christus. En haar verhaal verteenwoordig gehoorsaamheid en geloof, want deur haar het Jesus Christus die wêreld ingekom. Ons vind 'n paar mense in hierdie geslagsregister van Jesus, wat nie een van ons sou uitgekies het om deel te word van dit nie. In Matteus 1 vers 7 het ons vir koning Rehabeam. Hy was bekend vir sy swak leierskap. Dis duidelik dat die Suid-Afrikaanse regering uit hom uit afstam. Hy was bekend vir sy swak leierskap en as gevolg van hom is die koninkryk van Israel verdeel. Matteus 1 vers 8 lees ons van koning Joram, wie 'n uiterse goddelose koning was. In vers 9 lees ons van koning Agas. Hy was betrokke by grove afgodery en het self sy eie kinders aan afgode geoffer. Onthou, hierdie is name wat in die geslagsregister of in die bloedlyn van Jesus Christus is. Vers 10 het ons vir koning Manasse.
Hy was ook 'n baie bose koning en verantwoordelik vir die afgodery en geweld in die volk. In Matteus 1 vers 11 tot 12, soos wat ek net nou gesê het, het ons vir die koning wat deur God vervloek is, wat geen kinders sou gehad het nie. Die teenwoordigheid van hierdie individue, die 5 vrouens wat ek genoem het, hierdie klomp name wat ek nou hier genoem het, van hulle was great. Nie hierdie nie, ek bedoel nie geslagsregister. Van hulle was great. Maar wanneer ons hierna kyk en veral die goddelose konings, diegene wat gekoppel is aan seksuele skandale of nie Joodse heidense wortels gehad het soos Tamar en Rahab en Rut, dan wys dit vir ons dat Jesus nie in 'n perfekte, suiwer, uitsluitlik Joodse afkoms gebore word nie. Maar hy word gebore vanuit 'n gebroke, sondige mensdom. En net daai sinnetjie wys vir ons hoekom hy gekom het. Uitgebrokenheid om te kom herstel. Hierdie geslagsregister van Jesus Christus wys vir ons dat God deur buitestanders kan werk soos Rahab en Rut. Dat God verlos uit gebroke, skandalige situasies soos Tamar en Batseba. Dat God self sy beloftes vervul deur goddelose konings. En in hierdie eenvoudige boodskap sien ek een baie besonderse waarheid. Dat vanuit hierdie gebroke mense het Jesus Christus gekom. En nog 'n wonderlike aspek wat ek dink ons moet waarneem, is die tyd wat dit God geneem het om God in die wêreld in te bring. Hierdie stamboom is oor dekades aan mekaar geweef. Elke persoon wie daar moes gewees het, was daar. Ons praat van ongeveer 4000 jaar se weefwerk. Al hierdie weefwerk om een persoon op die toneel te kry. Elke persoon is baie noukeurig geplaas op die regte tyd en regte plek. Hoekom? Sodat Jesus gebore kan word. Met ander woorde, ons kan vir mekaar sê dat die teenwoordigheid van God van die begin af in en deur die stamboom van Jesus was. Met ander woorde, God was deur die eeue aktief betrokke om sy storie te skryf in en deur die lewens van feilbare mense. En die klimaks is Jesus Christus. Nou ek wil hier, en ek gaan nie veel hieroor praat nie, ek wil dit net vinnig noem, dat ons het baie keer verskriklik oorvergeestelik geraak met baie dinge. Ek wil jy moet mooi hoor wat ek vir jou sê. Ons wag vir hierdie teenwoordigheid om baie keer neer te daal. En ek verstaan wat mense deur dit probeer sê, I get it. Maar ons wag vir iets om te gebeur, wat 2000 jaar terug klaar gebeur het. Die teenwoordigheid van God is nie 'n quasi-mystieke aspek nie. Dis nie 5 sinnetjies, 3 sleutels en 2 deure en dan is jy in die teenwoordigheid van God nie. In die Ou Testament het hy gewandel in 'n gebou wat hulle genoem het die tempel en veral in die allerheiligste. Maar Paulus sê, weet julle dan nie? Ken julle nie daai nie? Nee, julle doen. Let op, klas. Weet julle dan nie dat julle die wat? Hulle vang dat julle is nog doodstil. Kom ek help julle gaan. Weet julle dan nie dat julle die, wat beteken dieselfde God wat in die allerheiligste gewandel het op aarde, dieselfde leef in my.
En ek glo dis tyd dat die kerk dit moet begin besef, in plaas om te wag vir iets om te gebeur wat 2000 jaar terug gebeur het. Daai was verniet. Maar ek sê dit vir jou, want ons moet verder begin dink oor die teenwoordigheid van God as net 'n belewenis en 'n ervaring. Daar's meer as dit. Maar deur die stamboom van Jesus is daar 'n paar wonderlike waarhede om ook raak te sien. Want ons sien hier dinge van God die Vader. Die eerste een, soos ek klaar gesê het, Mac, sit daai af, hierdie goed pas nou glad nie meer nie. Dankie ou Mac. Ons sien hierso die alwetendheid van God. Hoor mooi wat ek sê, want ek gaan nou na einde toe begin beweeg. Ons sien die alwetendheid van God, dat God het vir Jesus geken nog voor Jesus op aarde was. God het Jesus nie kognitief geken nie, maar in 'n verhouding met hom gewees. Hy het hom letterlik geken. Is jy met my? God het nie vir Jesus op 'n geestelike, intellektuele of cerebrale manier of op 'n sielkundige manier geken nie. Hy het hom totaal en al geken. Is jy met my? Die tweede ding wat ons sien van God in die geslagsregister van Jesus is die skepingsvermoë van God. En veral dat God vir Jesus doelbewus geskape het. In sy aardse liggaam natuurlik. Nee, julle verstaan wat ek sê. Jesus is nie geskape wees nie, hy is die skepper. Lord have mercy. Maar daar moes vir hom 'n liggaam gegee geword het, nee. En God het doelbewus daardie liggaam geskape. Nog 'n aspek van God wat ons sien is die verkiesing, dat God het vir Jesus gekies en afgesonder voor die grondlegging van die wêreld. Ons sien die voorsienigheid van God. God het bepaal hoe Jesus se lewe sal wees en vir hoe lank Jesus sal leef. Hier is ook 4 belangrike dinge om raak te sien. Dat God werk noukeurig, God beplan noukeurig, God skryf sy storie soos hy dit bepaal het, en God se tydsberekening is perfek. Nou, wanneer ons na hierdie dinge kyk, dan maak dit dat ons almal mos Pinksterhoendervleis kry. Julle ken hom mos, nee. As jy daai gevoel kry en daai hare staan so op, nee. Hierdie is vir ons asemrowend en tereg ook so. Ons almal staan in verbasing oor dit wat God reg gekry het oor 4000 jaar om vir Jesus Christus op die aarde te kry. Hoor nou mooi wat ek vir jou sê. Maar Jesus is nie die uitsondering op die reël nie. Dieselfde beginsel geld vir jou. Die Bybel leer vir ons dat God jou persoonlik intiem geken het voor die grondlegging van die wêreld. Hierdie versie ken julle almal uit julle koppe uit Jeremia 1:5 wat hy sê voordat ek jou in jou moeder skoot gevorm het, met ander woorde voordat jy hier binne was, sê God, het ek jou geken. Galasiërs 1:5 praat Paulus oor homself, dan sê hy 1:15, ekskuus. Hy praat van God en sê hy wie my afgesonder het van die skoot van my moeder af. God het jou nie net geken nie. Hy is die een wie jou gevorm het in jou ma se maag. Job 10 vers 8 tot en met vers 12. Ek haal net 'n paar gedeeltetjies uit om dit te verkort, maar jy kan dit gaan lees by die huis. Job 10 vers 8 tot 12. Hoor hierso. Job wat praat, hy sê u hande het my geformeer en my gemaak heeltemal rondom.
Met vel en vlees het U my beklee, en met benere en senings het U my deurvleg. Die lewe, ja guns, het U aan my bewys, en U sorg het my gees bewaak. Met ander woorde, die Werner vertaling sê, God het my gemaak, en God het besluit dat ek hier sal wees. Nou, ek het begin by daai verhaal van Jesus, want ek wil hê jy moet sien hoe God met Jesus gewerk het, en dat hy presies dieselfde manier met jou werk. Want net soos met Jesus, God het vir Jesus aangestel, en God het vir Jesus eenkant gesit, vir 'n spesifieke taak. Maar net so met jou. Die Here het jou geroep met 'n spesifieke doel voor jou geboorte. Ek bly as Pristel, want ek volg my broer David se voorbeeld, Selah. Is van julle wat regtig hierdie goed moet hoor. Want is van julle wat dink dat jy 'n ongeluk is. Dat God het jou nie net intiem geken voor die grondlegging van die wêreld nie, maar hy het jou afgesonder en jou eenkant gesit vir 'n spesifieke doel en rede. Jeremia 1 vers 5 gaan hy aan, daar waar ek net so vinnig gelees het. Hy sê, voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Ek wil dit verder vat as dit, want ons almal dink net altyd aan daai tipe goed. Maar ek wil vir jou sê, God het besluit dat jy 'n mechanic sal wees. Ons wil altyd alles oorvergeeslik. Ons kan ons net vir die Here werk as ek op 'n verhoog staan, nee. Hallo. Ja, dis wat ons glo. Maar God is die een wat jou in jou ma se skoot eenkant gesit het, aan jou sekere talente gegee het, vermoëns gegee het. Ek kyk na my skoonpa, jy gee vir hom 'n skroewedraaier en 'n spyker en hy bou 'n hele kasteel. Ek kan, as ek voor 'n engine staan met die manual, as ek klaar is met daai engine, sit ek met 'n cappuccino masjien. Maar God het voor jou geboorte, en as ek sê dat God jou geken het in die ewigheid, is dit nie dat jy bestaan het nie. Want jy het nie bestaan nie. Maar met die voorkennis van God, was sy teenwoordigheid by jou, nog voor daar 'n grondlegging van die wêreld was. Galasiërs 1 vers 15, wat ek ook net nou gelees het, bevestig Paulus het ook, waar hy sê, maar toe dit God behaag het, met ander woorde, toe God gesê het, nou se tyd. Hallo. Toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder, en deur sy genade geroep het. En dan sê hy vir ons wat sy roeping is in vers 16, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig. Paulus sê, voordat ek gebore is, het God in die ewigheid van tydloosheid my raak gesien. Hy het elke besluit gesien wat ek gaan maak. Ek wil gou-gou 'n demonstrasie maak, en ek wil hê almal moet saamwerk asseblief. Kies 'n hand om op te steek. 3, 2, 1, go! Great. God het geweet presies wat daai keuse gaan wees. Hy het ook geweet dat jy nou net gesit en wonder het, wil hy ek moet links of regs. Hy het alles geweet. Hy het geweet dat jy dit wou doen en toe doen jy dit. Hy het elke moontlike opsie geken.
Ek gaan begin klaarmaak. Wanneer ons na hierdie goed kyk, my broeder en suster, dan sê ek het weer 'n keer dat die teenwoordigheid van God is baie meer as hierdie quasi-mystieke ding wat ons het gemaak het in die kerkwêreld oor die laaste paar jare, want God is met jou nog voordat jy daar was. Nog meer as dit, het God besluit hoe lank jy op hierdie aarde sal leef. Van julle moet dit hoor, want jy het dalk 'n slegte verslag by 'n dokter gekry. En ek dank die Here vir dokters. Dank die Here vir dokters. Hulle weet nog nie wat fout is by my nie, maar hulle probeer. Ek dank die Here vir dokters, ek dank die Here vir medisyne, maar laat ek nou vir jou vertel, lewe en dood is in die hande van God. En ek gee nie om wie wat sê nie. Wanneer God gesê het, jy gaan nog 20 of 30 of 40 jaar lewe, dan kan die diagnose maar sê wat hy wil, want God het besluit, hoe lank jy op hierdie aarde sal wees, en hoe lank jy op hierdie aarde sal leef. Psalm 139 skryf Dawid oor dit, hoor hierdie pragtige woorde, hy sê, en in u boek, hy praat van God, en hy praat oor sy dae op hierdie aarde, hy sê, en in u boek is hulle almal opgeskrywe, dae dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Job 14 vers 5 skryf hy die volgende, hy sê, as dan sy dae, dis nou ons dae, vasgestel is, die getal van sy maande by u is, u het vir hom grense gestel, waar hy nie oor kan gaan nie. Shalom, die tema vir die jaar is God se teenwoordigheid. En ek sê dit weer en ek hamer op het, ons is geneig om iets van die teenwoordigheid te maak wat dit nie is nie. Iets onbereikbaars. As jy nou by Koen boekwinkels instap, gaan jy ten minste 10 boeke kry met die titel wat sê 5 sleutels van dit en 10 doktrines van daai en 9 stappe van hierdie. En as jy dit gedoen het, dan is alles great. Waar Jesus Christus alles vir ons gedoen het. Maar jy moet weet dat die teenwoordigheid van God is nie iets wat ver is nie. En my broeder en suster, meeste van julle wat hier sit, ken my nie, die Here is goed vir jou daarvoor. Maar hier is mense wat my baie jare ken. Pastoor Eddie ken my vandat ek so tjokkertjie is, ek het sy laities gebabysit, hulle het my laities gebabysit. Ek het groot geword in 'n kerkwêreld waar God altyd daar was. En in die laaste paar jaar van my lewe het die Here dinge aan my begin openbaar oor die bloed van Christus en dit wat God vir ons gedoen het deur Jesus aan die kruis. En hierdie idee van God wat deur is en ek kan nie by hom uitkom nie, is wat ek vandag vir jou wil sê, dis nie so nie. Jy sit hierso vandag en jy sê vir jouself, keer op keer, ek is in die verkeerde familie ingebore en hoekom moes my familie dysfunctional gewees het en hoekom was my pa alkoholist en hoekom was my ma so kwaai en hoekom was ons so arm gewees, ek ken al daai vrae, ek ken al daai goed, ek verstaan al daai goed, maar wat jy nie verstaan nie, is dat van Adam af, het God jou storie begin weef. Van Adam het God jou raak gesien. En hy het jou storie begin weef deur generasies en eeue, sodat jy uit die regte bloedlyn kan kom, sodat jy in die regte familie ingebore kan word, sodat jy die regte pa kan hê al was hy 'n buffel.
En ek sê dit vir jou, want jy moet vandag besef, jy's waardevol. Ons leef in 'n wêreld waar die kompetisie so hoog geraak het. And everybody's keeping up with the Joneses. Ek weet nie wie hierdie Jones ouens is nie, maar ek hoor ek en my vrou is in kompetisie met hulle. En daar is selfs in die kerkwêreld onrealistiese, onskriftuurlike verwagtinge wat op mense geplaas word en ons misluk en ons voel soos mislukkings want ons kom nooit by daai standaard uit wat iemand daar gestel het nie. En jy voel jy kan nie in hierdie gemeente vir God iets doen nie want jy het nou eers hierdie probleem en dis daai kindertrauma en ek wil hê jy moet vandag weet dat van Adam af het God metafories met sy naald en gare jou storie begin weef, want die storie op die einde van die dag is nie jy nie, maar Christus deur jou. Jy moet besef, my broeder en suster, ek is klaar, sorry, ek is oor my tyd. Ek wil net hê jy moet vandag, dis 'n baie eenvoudige, simpel boodskapie vandag, ek weet dit. Maar ek wil hê jy moet sien die waarde wat jy het vir God. En dat jy moet weet, jy's nie 'n ongeluk nie. Ek kan nie vir jou antwoorde gee oor hoekom jou liggaam deurgaan wat hy deurgaan nie, ek weet nie. Ek kan ook nie, want God doen dit nie. Ek kan nie vir jou garantie dat alles gaan met 5 sleutels en 10 stappe en 4 Hail Marys en 3 keer spoeg en 2 keer onder die water en dan's alles. Ek kan nie hierdie goed vir jou garantie nie, wat ek vir jou kan garantie is Filippense wat sê dat die goeie werk wat hy begin het, hy is getrou en regverdig om dit te voltooi of te volbring tot op die dag van Christus, want jy het nie besluit of jy hier kan wees nie, jy het geen sê in die saak gehad nie. Ek kan nie onthou eendag dat die Here in die ewigheid vir my gesê het, "Raai, wat se tyd en datum nie." Ek kan net onthou ek was eendag hier. En ek het dankie vir hierdie prentjie. Ek het hierdie prentjie vir ons gaan kry, sodat jy kan sien van 'n eeu, van eeue af, hoe God jou beplan het vir baie pertinente, spesifieke redes. Jy is nie 'n nommer nie. Jy is nie 'n ID-nommer nie. Jy is nie net een of ander lidmaat in een of ander gemeente nie. Jy is nie net 'n burger in een of ander land nie. Jy is beplan deur God homself en in jou is opgesluit gawes en potensiële moontlikhede wat die wêreld kan verander as jy jou vertroue sal terugsit in hom.